2 verse, dit herinner my daar, nie 3 verse nie, die musiek nie. So, u kan, ons gaan dan nou die geloofsbelijdenis doen. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore en nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons luister na die wet van die Here. Ons doen dit uit Deuteronomium hoofstuk 5 vers 6 tot 21. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring, dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. En daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Psalm 119 vers 1 en 2. Daarna bid ons saam.
die hemel is. Dit is vir ons belangrik om vanoggend hier by mekaar te kom as gelowiges om U te eer. Ons het gekom om U te dien. Ons wil bid dat U ons sal lei deur die Heilige Gees, dat hierdie erediens nie oor ons sal gaan nie, maar dat ons net op grond van dit wat ons hier hoor sal verbeter in ons diens aan U. Ons bid dat U ons sal lei, sodat die woord suiwer verkondig sal word, maar dat U ons ook sal lei in die luister en aanhoor van die woord, sodat ons nie deel word van daardie groep wat in die kerk is, in die kerk was, maar wat verlore gegaan het nie. Gee dat ons daarom ook werklik toepassers sal wees van die woord, mense wat daarna streef om te doen, nie net om te hoor nie. Ons bid vir elkeen in ons gemeente wat swaar kry, die wat emosioneel swaar kry en wat worstel, die wat worstel met 'n probleem wat oor 'n lang tydperk kom. Here, laat ons vir mekaar bly bid, laat ons vir mekaar bly uitkyk in hierdie lewe. Gee dat ons mekaar in liefde sal bly dra. Ons bid vir ons as 'n gemeente, dat ons 'n gemeente sal wees wat sal bly groei in ons geloof. En ons vra dit van U en die vergifnis van ons sonde, in die naam van die Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan luister, broer en suster, na die woord van die Here. Psalm 50 is 'n psalm van Asaf en ek lees dit uit die 53 vertaling. Die God van die gode, die Here spreek en roep die aarde van die opgang van die son af tot sy ondergang toe. Uit Sion, die volkomenheid van skoonheid, verskyn God in ligglans. Ons God kom en kan nie swyg nie, vuur verteer voor sy aangesig en rondom hom storm dit geweldig. Hy roep na die hemel daarbo en na die aarde om sy volk te oordeel. Versamel my gunsgenote vir my, hulle wat my verbond by die offer sluit, en die hemele verkondig sy geregtigheid, want God staan gereed om te oordeel. Hoor, my volk, dat ek kan spreek, Israel, dat ek jou dit kan inskerp. Ek is God, jou God. Oor jou offers bestraf ek jou nie, en jou brandoffers is altyd deur voor my. Ek hoef uit jou huis geen stier te neem of bokke uit jou krale nie, want al die wilde diere van die bos is myne, die vee op die berge by duisende. Ek ken al die voëls van die berge, wat roer op die veld is van my. As ek honger het, sal ek jou dit nie sê nie, want die wêreld is myne en sy volheid. Sou ek vleis van stiere eet of bloed van bokke drink? Of verdank aan God, betaal jou geloftes aan die Allerhoogste, en roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp, en jy moet my eer. Maar aan die goddelose sê God, wat vertel jy nog my insettinge, en neem jy my verbond in jou mond? Terwyl jy die tug haat en my woorde agter jou werk. As jy 'n dief sien, dan geval dit jou by hom, en jou deel is met die egbrekers. Jou mond laat jy los in boosheid, en jou tong vleg bedrog. Jy sit en praat teen jou broer, die seun van jou moeder beskip jy. Hierdie dinge het jy gedoen, en sou ek swyg, jy dink ek is net soos jy. Ek gaan jou straf, jou dit ordelik voor oë stel. Verstaan dit tog, o God, vergeters, sodat ek nie verskeer sonder dat iemand red nie. Die een wat dank of vereer my, en die een wat my op sy weg ag gee, hom sal ek die heil van God laat geniet. Dan kom ons by die tweede gebod en die verklaring daarvan as ons teks in die Heidelbergse Katekismus, wat eis God in die tweede gebod. Ons mag God op geen enkele manier afbeeld nie,
en hom op geen ander manier vereer as wat hy in sy woord beveel het nie. Mag ons dan glad nie beelde maak nie. God kan en mag op geen enkele manier afgebeeld word nie. Die skepsels mag wel afgebeeld word, maar God verbied dat ons van hulle afbeeldings maak en besit om dit te vereer en om daardeur te dien. Mag ons beelde as boeke van die leuke in die kerkgeboue toelaat? Nee, want ons moet nie wyser as God wees nie. Hy sal sy Christene nie deur stom beelde nie, maar deur die lewende verkondiging van sy woord laat onderrig. Psalm 50, broer en suster, dra die opskrif ook dat dit duidelik is, dit gaan oor die ware godsdienst. Mense sukkel om die verskil raak te sien tussen die eerste en die tweede gebod. Die eerste gebod sê, daar is net een ware God en nie twee nie. En hierdie een ware God is die enigste God wat ons moet aanbid. U sal onthou dat dit was juist die fout wat Abraham gemaak het, toe ek vir u uit Genesis getoon het, hoe dat God vir hom gewys het, dat hy het van Isak 'n afgod begin maak. En God laat dit nie toe nie. Die tweede gebod sê dat hierdie enigste ware God moet op die regte wyse aanbid word. Dit is anders as dus die eerste gebod en daarom word dit ook van mekaar onderskei. Die moderne mens is gebreinspoel met die gedagte dat dinge in die lewe gaan om ons. Dit draai om ons as mense. Ons werk met die idee dat ons kan eet wat ons wil, ons kan aantrek wat ons wil, ons kan trou met wie ons wil, ons kan vriende maak met wie ons wil, en ons kan doen in die kerk wat ons wil. En hoe ons dit in die kerk van hou, so kan ons dit doen en inrig, so is dit ons pas. Ja, en elkeen sê, ek doen dit in lyn met die woord van God, en het 'n klompie tekste wat hulle daarby sleep. Maar eintlik is dit dieselfde lewensfilosofie van, ek doen as mens wat ek wil. En so, broer en suster, moet ons nou ons weg vind deur hierdie doolhof van willekeer in hierdie wêreld en terugkeer na die woord van God en vir onsself die vraag werklik aanvra, is ons godsdienst nog lewend of is my godsdienst, weet ek voor die Here, eintlik mors dood? Want ek dien myself. Ek is besig met myself. Geniet van sy verlossing, dank en eer God. Die klein vandag, as gevolg van die feit dat die mens so belangrik geword het, ons wat kan doen wat ons wil, sy is die heeltyd daarop dat alles moet lekker en informeel wees. Kerk moet lekker wees. Hierdie gesukkel met die gesing van Psalm 50 en die rekenaar het die meeste mense dalk nie net ongemaklik gemaak nie, maar dalk enkele van u warm onder die kraag gemaak. Want toe kom het ons so sukkel met so 'n psalm. Wat besiel die predikant om so 'n psalm op te gee? Dit besiel my broer en suster om te doen wat God wil. En ek sal dit lei. Want God kom eerst. Ek kan my nie veel daaraan steur wat jy wil hê nie, of wat ek wil hê nie. So moenie eers met my daaroor kom praat. Dit is die mees geskikte psalm vir hierdie erediens. Dan is die probleem by ons, wat moet leer, hoe om daar die psalm saam met die rekenaar te sing, as die orgelis nie hier is. Afrikaanse mense het hierdie ding nou so al gewoon geraak van 'n lekker kerk, dat die kerk is nou al so lekker, dat die predikers staan ook maar daarvoor in die kerk, lekker informeel, maak 'n ou grappie oor die mikrofoon, daar is amper nie meer 'n preek nie, en die komposisies wat gesing word is sommer die van Afrikaanse kunstenaars, en kyk, dit werk so in die Afrikaanse wêreld. As jy nou vinnig 'n paar rand nodig het as 'n Afrikaanse kunstenaar, dan gee jy gou 'n gospel CD uit. En daardie goed, wat baie keer eie komposisies is, word uiteindelik in die skoolse saal gesing by die openbare skole, soos hier in Heilbron, en uiteindelik beland dit in die kerk.
Daai goed is nie getoets aan die woord nie. Dit is 'n lekker, gemaklike atmosfeer. Daar is 'n gemeente daar in Rodepoort, waar jy letterlik het die opsie van jy gaan sit of in die amfitheater of daar is 'n voorportaal met lekker gemaklike hoë stoele en jy kan gaan sit met 'n koppie koffie. Ek wonder wat gaan die martelare van die kerk daarvan dink. Hierdie koffiedrinkende Christene terwyl hulle na die preke moet luister. Ek dink nie dit gaan die martelare wat met hulle bloed betaal het vir wat hulle bely het van Christus as die enigste verlosser. Gaan vreeslik oortuig wees dat hierdie mense gaan bloed gee as dit van hulle gevra word as hierdie 'n moslim land word nie. Ek sal nie noodwendig op hulle reken nie, want hulle wil dit lekker en gemaklik hê met 'n lekker koppie koffie in die hand. Dis nie 'n koffiewinkel nie. Dan is daar die brigade van die 8 pappie groep. God is nou skielik pappie en Abba. Ek weet wat Paulus sê, maar jy moet respek hê vir God. Jy moet hom eer en hom verheerlik en wat het van dit geword? Jy nou en dan roep hulle hom so aan hom, wanneer hulle hom nodig het. Dan is daar net eenvoudig mense wat vir jou sê, ek doen dit op my manier. Ek is vry. Ek kan aantrek wat ek wil, ek kan die kar koop wat ek wil, ek kan die vrou trou wat ek wil, ek kan doen wat ek wil, ek kan besluit of ek wil. Ek kan besluit of ek wil deel wees van die kerk en of ek nie wil deel wees van die kerk nie, los my. Ek sal doen wat ek wil doen. Wat is die een uitstaande kenmerk van die Christen wat Jesus Christus altyd noem? Wat is die een ding wat Jesus Christus altyd sê wat 'n Christen moet wees? Watter beeld gebruik hy? Weet jy? Hy gebruik die beeld van die kind. Wanneer sy disippels die kindertjies weghou en hy die kindertjies nader roep, dan sê hy, en julle moet soos kinders wees, as julle die koninkryk van die hemele wil ontvang. Jy moet soos 'n kind wees. Jy moet soos 'n kind word. En wat doen kinders? In Efesiërs 6 vers 1 hoor ons daarop gesê, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Kinders gehoorsaam. Kinders buig. Kinders luister, of is veronderstel om te luister. As die Here sê, jy moet soos 'n kind wees, dan sê, luister, hoor, gehoorsaam. Ek sê vir jou wat ek wil hê, doen dit soos wat ek het wil hê, luister. Dis onder andere wat hy sê met daardie een kenmerkende ding wat hy altyd beklemtoon van kinders. Dat ons moet die kenmerk dra van ons is soos kinders. Ons luister, ons gehoorsaam, ons is nie slim nie, ons het nie 10 dinge terug te sê nie. 10 ander redes waarom ek dit nie gaan doen nie. Het is belangrik om hierdie punt heel aan die begin van hierdie preke vas te maak, broer en suster, want jy moet vir jouself afvra, is jy bereid om 'n kind te wees, of gaan jy in jou sondige trotsheid bly volhard? Want dan wil ek eintlik vir jou sê, hoekom sit jy nog nie? Hoekom wil jy dan nie wees? As jy klaar besluit het, wat ek gaan sê, en wat jy gaan vat, en wat jy nie gaan vat nie, wanneer jy gaan luister, en wanneer jy nie gaan luister nie, hoekom sit jy dan nog nie? Voel jy sleg om op te staan? Staan op. Loop jy er nou? Loop jy er nou? Want dit is wat mense doen. Hulle is klaar besig om hier in hulle koppe en in hulle gedagtes, is hulle klaar besig om teenargumente op te bou. Dood eenvoudige gehoorsaamheid, want Psalm 50 bevat 'n klomp uitdruklike direkte opdragte. Jy's 'n kind, jy moet dit gaan doen, jy moet gehoorsaam. In 'n sekere deel van ons eie kerkverband is dit ook so dat mense dink dat allerhande besprekings, oordenkings, konferensies, kongresse, is baie populêr. Kampe, mense gaan kamp eindeloos in sekere kerkverbande veral, en hulle dink hierdie goed is godsdienst. Hulle dink hulle is besig om God te dien. Al hierdie gepratery oor God, broer en suster, is nie noodwendig godsdienst nie.
Jy is nog nie besig noodwendig om God te dien nie. Dit gaan hier oor jou persoonlike spiritualiteit, en ek gebruik hierdie woord al meer en meer. Weet jy wat is jou ware spiritualiteit? Het jy 'n spiritualiteit? Is jy op God gerig, of is jy eintlik maar besig om in jou godsdienst te maak soos wat jou lewe werk? Jy loop jou eie pad. Persoonlike spiritualiteit. Kan jy opbou deur byvoorbeeld na 'n preek te luister? 'n Preek van die persone wat ek nou luister, se preek is omtrent 50 minute, een preek. Ek doen dit veral wanneer ek in my tokkie ry. Dan luister ek miskien 2 of 3 preke, ek gaan skryf dit na die tyd in my dagboek neer. Ek bid daaroor en ek dink daaroor en ek sê vir myself, wat is die boodskap wat ek daaruit gekry het? Ja, nou kan baie mense sê, ja, Dominee, dit werk vir jou, maar dit gaan nie vir my werk nie, maar wat werk vir jou? Sê vir my, wat is jou plan? Wat is jou plan? Dis my plan. Jy kan my plan kritiseer. Maar wat is jou plan vir 'n persoonlike spiritualiteit en vergroei? Jy sien, dit is baie maklik om te sê, dit gaan nie vir my werk. Maar wat is jou plan? Wat doen jy? Ja, en ek het vir jy gesê, jy gaan baie keer vroeër moet opstaan in die oggend. Dat jy minstens een preek kan luister. Of dat jy jou Bybelstudie kan doen. Maar dan doen jy dit. Dis geliefde broer en suster, as jou kruikie leeg is, het jy nie iets om met ander mense te deel nie. Dis alles deel van om God te dien soos wat God gedien wil wees, om jou lewe op daardie punt te kry dat jou hele dag behoort aan die Here. Wat is jou plan om dit te doen? Dat jy nie weer ingesluk word deur jou dagboek nie. Of jou sekretaresse wat vir jou sê, meneer, hier is al die goed wat vandag gedoen moet word. En dan kom jy aan die einde van die dag en jy is doodmoeg en jy val op die bed en jy raak in die slaap. My plan werk op hierdie stadium. En ek hou daar. Ek werk harder, maar dit is harde werk. Jy moet vroeër opstaan. Ek weet Zoom is 'n goeie ding. Ek is die een wat daarvoor is. Maar ek bekommer my oor mense wat by die huis sit in Zoom wat hier kan wees, wat gemaklik is. Dis dieselfde as die persoon wat 'n koppie koffie kry om na die erediens te gaan luister. En daar sit jy, want dit is vir jou gerieflik, dit is vir jou gemaklik. Jy kom nie meer na die erediens toe nie. En jy weet dit is so, hier in jou hart weet jy dit is so. Kerkmusiek en sang. Die duiwel het dit die meeste gebruik om die kerk op 'n dwaalpad te lei. Kerkmusiek en sang. En dan, waar kom die talent vandaan om te sing? Ek het nie 'n besondere talent om te sing nie, maar ek sing. En miskien het jy ook nie 'n wonderlike talent om te sing nie. God gee dit. En as God dit vir jou gegee, dan sing jy nie die ander mense dood nie. Want die gedagte is, ons moet almal saam sing. Jy sing nie voor die tyd en na die tyd nie. Dit is nie 'n uitvoering nie. Ons sing saam, want ons is besig om God te dien. Waarom het jy kerk toe gekom vanoggend? Nie daar, terwille daarvan dat jy 'n boodskapie vir jouself moet kry nie. Jy het kerk toe gekom om God te dien. Dit noem ons godsdienst. Ons dien God. Dis die eerste rede hoekom ons gekom het. Dis hoekom ons saam sing. Kerkmusiek, broer en suster, is dit baie belangrik dat ons die waarheid sing. Dat ons die woord van God sing, die lied wat God vir onsself gegee het in die Bybel. Ons moet, broer en suster, hierop fokus. Dat ons vir mense sê, dat ons moet ook op hierdie punt werklik aan God weer gehoorsaam sal wees. 'n Kerk wat dit nie doen nie, is 'n kerk wat in verval gaan. Hoor, asseblief, gaan lees die geskiedenis. Martin Luther het gesê, as jy die kerkmusiek verander, binne een generasie dwaal daardie kerk. Sê broer en suster, dat God is die belangrikste en God kom eerste. Onderwerping aan die wil van God. En Getsemane. Getsemane is sweet soos bloeddruppels op die grond val. En hy bid intens en hy vra, Vader, U wil. Maar as dit U wil is, dan drink ek hierdie beker.
Sy Vader kom en sy Vader stuur 'n engel en sy Vader versterk hom. Die Vader oordeel dat in daardie oomblikke is dit binne sy wil nog moontlik om sy seun te versterk, maar die beker sal hy drink. Dit is onderwerping aan die wil van God. 'n rukkie later is dit hom nie beskore nie. Dan roep hy aan die kruis, totaal eensaam en verlate, en die Vader stuur nie 'n engel nie. Dit is die wil van sy Vader, sodat ek en jy, broer en suster, Psalm 50 op 'n ander manier kan lees. Psalm 50 op hierdie wyse in ons lewe kan toepas. As God baie ernstig is oor 'n saak, weet jy, daar's 'n manier, dis soos die beeld wat Jesus altyd gebruik wat kenmerkend is van 'n Christelike lewe. Nog 'n reël wat ek vir julle kan gee, is God baie ernstig is oor 'n saak, weet jy wat doen hy? Hy sê roep die aarde, roep die hemel, dat hulle die getuies sal wees hiervan wat die waarheid is. As hy ernstig is, dan is dit soos hier in Psalm 50, heel aan die begin van die Psalm. Hy sê bring die aarde sal getuig. Die ganse skepping sal getuig. Dit is vir God 'n baie ernstige saak. En waaroor gaan dit in Psalm 50? Dit gaan oor mense wat hulle eie koppe volg. Hulle lyk so godsdienstig, hulle lyk so goed. Hulle is in die kerk. Hulle offer soos wat ons nie offer nie. Fantasties. En God sê roep die aarde, hierdie mense dien my nie. Hulle speel speelietjies. In Openbaring hoofstuk 20 is daar die laaste oordeel, die groot wit troon. Sal ons almal sien. Dit is 'n majestueuse groot wit troon. En God sit op daardie groot wit troon en jy gaan saam met my daar staan. Ons gaan almal daar staan, klein en groot. Almal sal daar staan en die boeke sal vir ons geopen word. Dit sal wees soos 'n opname wat vir jou gespeel word van jou ganse lewe wat voor jou verby flits. Elke woord, elke ding wat ek gedoen het in God se diens en wat ek nie gedoen het nie, waar ek verskonings gehad het en waar ek redes gehad het. En ek sal nie kan stry nie, want ek staan in die teenwoordigheid van God. Openbaring 20 staan daar, dit sal gaan oor ons werke. Oor ons werke. Jy kan maar gaan kyk na vers 12. God bring ons terug daarna toe. Wat ons gedoen het ons hom gedien, was ons deel van sy kerk. Hoe tipe lidmaat was ek in sy kerk gewees? Moes die amptenare voortdurend mooi met my praat en met my sukkel? Het ek altyd kritiek gehad en fout gesoek? Kon alles vir jou sê wat verkeerd is met die amptenare en hulle bediening? En God sal vir jou vra, waar het jy 'n verskil gemaak? Hiermee probeer die Bybel nie vir ons sê ons gaan onsself red deur ons leefwyse nie, maar uiteindelik probeer hy wel vir ons sê dat ons word deur Christus gered, maar God wil ons lewens as 'n speelveld gebruik in hierdie wêreld. Maar God gaan nie lou verdra nie. Weet jy wat is lou? Verstaan jy wat is lou? God soek warm. Hy soek nie lou nie. Hy haat lou. Lou is, jy hink op twee gedagtes. Daar is nie by jou vuur nie. Daar is nie by jou hierdie opstaan en sê, dit maak nie saak wat mense sê nie. Psalm 50 is wat ons sing. Dit is nie lou. Dit is om jou nek uit te steek. Maar dit is nie lou. Openbaring 3 is eintlik waar jy lees waar God sê hoe haat hy lou. Hy skryf dit vir die gemeente van Laodicea. Hy sê ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy maar koud of warm, maar nou omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond uitspieg. Want jy sê, baie selfversekerd, ek is ryk en het verryk geword en het niks gebrek nie. Jy weet nie dat jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie.
Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word en wit klere dat jy dit vir jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie en salf om jou oë te salf sodat jy kan sien. Almal wat ek liefhet, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Wat was die probleem met hierdie mense in Asaf se tyd? Hulle was kundig. Hulle het gelees, sal ons sê. Hulle het baie van God geweet en van godsdienstige aangeleenthede en van seremonies. Hulle het die seremonies nagekom. Hulle het die offers gebring. Hulle was op die punt, die hele tyd. Nooit hulle 'n fout gemaak. Alles het so ordelik gelyk, so reg gelyk. Maar alles was vir hulle 'n las, 'n pligpleging. Hulle het tempel toe gegaan omdat hulle dit moes doen. En dan sê die Here in vers 5: Versamel my gunsgenote vir my, hulle wat my verbond by die offer sluit. Hulle ken die teologie. Hulle ken dit goed. Maar die Here kyk deur hulle. Psalm 139 vers 1. Here, u deurgrond en u ken my. En dan sê die Here in vers 8. Oor jou offers bestraf ek jou nie en jou brandoffers is altyd deur voor my. Altyd deur voor my. Maar is altyd 'n offer. Julle bring julle kant. Maar julle maak 'n som. Wat kos daai offer? Julle probeer God paai. Julle probeer God koop. Julle probeer my wen. Julle doen dit nie omdat julle my wil dien nie. Julle motiewe is nie suiwer nie. Julle het nie 'n persoonlike verhouding met my nie. Dis alles vorm godsdiens. Uiterlik, meganies, gewoonte, formeel, akademies. Die ouderling doen huisbesoek en hy vra het jy vrymoedigheid en begeerte om nagmaal te gebruik. Ek het ouderlik kan niks sê. Want hierdie persoon is altyd in die kerk. Maar as jy dieper kyk, mooi krities kyk, dan begin jy sien, maar hierdie mens het 'n dubbele lewe. In die week is hierdie persoon heeltemal 'n ander mens. Dit kan nie so wees nie as jy werklik besef dat hoe God na ons kyk nie. Jy moet baie mooi verstaan, broer en suster, ek het dit nie teen vorm nie. Hoe ek is vir dogma. Die Bybel is dogma. As ons 'n bietjie meer dogmaties was, sou dit ons beter gegaan het. Die mense lees nie meer vandag. Jy kan nie van die punt af wegkom nie. Ek is nie een van daai wat uitvaar teen die dogma nie. Ek is nie so dwaas nie. Jy moet weet dat vorm is uiters belangrik. Hierdie erediens het 'n bepaalde vorm. Ons gaan dit nooit kan los nie, want hierdie vorm kom van ver. En God het vir ons hierdie vorm gegee. Dit is deel van die ontmoeting met hom. Dit is die hele dialoog met hom. Dit is hy wat hierdie hele erediens lei en wat daarvan in beheer is. Hy bepaal en nie ons nie. Ons gaan nie verval in die een of ander loslip geleentheid met 'n prediker wat hier voor rondloop met 'n mikrofoon in die hand en 'n orkes aan die ander kant en sangers wat hier en daar opspring nie, mense wat onordelik raak. Dit is nie 'n erediens. Dit is 'n show. Dit is 'n show. Jy kan op die televisie dit ook kry. As jy God dien, dan doen jy dit op sy manier, volgens die manier waarop hy dit wil. Dit is wat ek bedoel met daardie deel van vorm is nie vorm godsdienst. Verstaan dit wel baie mooi en duidelik en reg. Die Heilige Gees, broer en suster, moet in ons woon en in ons werk. Sommige mense het 'n probleem daarmee dat ons eredienste lyk soos wat hulle lyk. Wat was die probleem met mense en hulle godsdienst in daardie tyd? Wel, hulle was in beheer. Dis eintlik die enigste probleem wat daar was. Hulle was in beheer. Hulle het gegaan wanneer hulle wil, hulle het offers gebring wat hulle wil. Soos wat jy in beheer is van jou dagboek. Jy besluit of jy wil deel wees van die kerk of jy nie wil deel wees van die kerk.
Jy besluit waar is God in jou lewe en waar is God nie in jou lewe nie. Jy besluit waar is sy kerk in jou lewe en waar is sy kerk nie in jou lewe nie. Of wil jy nie vir jou 'n beeld maak nie? En dan kan jy hom ronddra. En dan kan jy hom gaan sit waar jy hom wil hê nie. Of wil jy hom nie dalk in die kas gaan insit nie? En die deure toemaak wanneer jy iets verkeerd wil doen nie. Want dit is presies wat die heidene gedoen het. Jy sien die oomblik as jy besluit, as jy so in beheer is, dan is jy nie anders as die heidene in daardie tyd wat vir hom 'n afgod van hout gemaak het en hom fisies rondgedra het. En as hy nie gedoen het wat jy sê nie, dan slat jy. Of jy kap. Dis wat mense dink. Hulle moet God kan. Maar wil dit baie vinnig stop. Want God is nie soos die heidene nie. Dis nie soos die heidene self nie. Dis geliefde broer en suster, waar is God in jou lewe? En wat doen jy met God in jou lewe? Ek dink jy kan sien dat hierdie mense in Asaf se tyd het geen vrees, geen respek vir God gehad nie. Hulle was baie selfversekerd en tevrede. Hulle kon goed uitredeneer en het redes gehad vir alles wat hulle gedoen het, maar hulle was absoluut verlore in hulle sondes. Hulle het geen duidelike visie gehad van wie God is. Dit is opvallend dat wanneer mense 'n duidelike visie van God het, dan verander hulle lewe heeltemal. Vat byvoorbeeld vir Jesaja, wat sê dat toe hy God gesien het op sy hoë troon, in Jesaja hoofstuk 1 vers 6, het dit sy lewe so verander dat hy aan die einde van daardie visioen sê in vers 5, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë die koning, die Here van die leerskare gesien. En dan sê Jesaja, Here, wat moet ek doen? En dan sê die Here vir hom, gaan na hierdie mense toe en spreek. Neem Petrus, daar waar die Here hulle net so vol maak met vis, dat Petrus uiteindelik bewend voor die Here val en vir hom sê, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige man. Dink aan Paulus in Handelinge hoofstuk 9, wat die lig gesien het, wat God raak gesien het vir die eerste keer, die Here Jesus raak gesien het vir wie hy is in vers 6, wat sê, Here, wat wil u moet ek doen? En ek kan die voorbeelde vir u vermenigvuldig. Jesaja, Petrus, Jakobus, Johannes, Paulus. Die oomblik as jy God werklik sien, verander jou lewe. Dis op vir jou hart. Dis op vir jou hart. Dis op vir jou emosies. Dis op vir wat jy wil hê in jou hart. Dit is Jeremia 17 vers 9 en 10. Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Ek, die Here, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë volgens die vrug van sy handelinge. Bedrieglik is die hart bo alle dinge. Hierdie mense het gedink, die Here het ons offers nodig. Hy sê vir hulle, vers 9, ek hoef nie uit jou huis geen stier te neem of bokke uit jou krale nie, want al die wilde diere van die bos is myne, die vee van op die berge by duisende, ek ken al die voëls van die berge en wat roer op die veld is van my. As ek honger het, sal ek jou dit nie sê nie, want die wêreld is myne en sy volheid. Sou ek vleis van stiere eet of bloed van bokke drink, offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. Offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. Toe jy aangespreek deur hierdie preek, broeder en suster, begin waar hierdie preek begin het. Begin waar Psalm 50 begin. Jy het gesien hoe begin Psalm 50. El Elohim Yahweh, spreek. Wie is El Elohim Yahweh? Wie is dit? Wie is God, die gode, die God van die gode, en Yahweh? Hy spreek. Kan jy steeds hierdie preek afmaak? Kan jy steeds hou op jou pad? El Elohim
Jahwe spreek. Jy nie bang om uiteindelik te sê, Here, ek gaan my eie pad loop nie. Ek gaan maak soos wat ek nog altyd gemaak het nie. Ek sal die dien soos wat ek hier wil dien. Amen. Kom ons sing saam. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en al die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die vyeboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie, die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my hart. Dit is waarmee die boek Habakuk afsluit. Al misluk alles, al kom die Galdeërs, al worstel ek om dit te verstaan, want die profeet Naam het al begin om te sê, hoe moet ons dit verstaan, Here, dat u mense soos hierdie bring, om ons lewe so moeilik te maak. Nogtans sal ek in die Here jubel. Nogtans sal ek nie ophou om God te dien nie, want ek weet, dit gaan nie daaroor, ek dien hom en dan seën hy my nie. Ek dien hom want ek wil geseënd wees. Ek koop God sodat ek geseënd kan wees. Ek dien God want hy sê, dien my. En ek het hom lief en ek dien hom. Dit is iets heeltemal anders. As ek dien hom want ek wil geseënd wees. Maar dan staan te veel. Ek wil geseënd wees. Dit is voorspoedsteologie. Dit is wat vandag verkondig word in kerk. Dien God en jy sal geseënd wees. Maar dit werk jy uit nie. Want jy loop jou vas. So nou en dan werk dinge nie uit soos wat jy gedink het. Dan misluk die oeste, dan reën dit te veel. Dan spring die soja's ook. Jy loop jou vas. Maar hierdie is die gedagte. Dat jy juis in hierdie tye God moet dien, sodat jy kan weet dat jy dien hom vir die regte redes. Jy kry dit ook in die Nuwe Testament, byvoorbeeld in Romeine 12 vers 12, verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed.
Verbly julle in die hoop, wees geduldig in verdrukking, volhard in gebed. Bly God dien, selfs wanneer julle verdruk word. Daar is 'n interessante gelykenis in Lukas hoofstuk 18, waar God eintlik vergelyk word met die onregverdige regter. En hierdie weduwee het 'n saak by die regter, en die regter wil nie haar saak aanhoor nie. En hierdie arme weduwee bly vra en bly vra en bly vra, en dan uiteindelik sê die Here Jesus, hoor wat die onregverdige regter sê, sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Ek sê vir julle dat hy gou aan hulle sal reg doen. God is nie soos die onregverdige regter nie, maar bly hom dien. Wanneer laas het jy van Nigel of Heidelberg gekry? Ek sou amper vir julle gesê, steek julle aan op. Wow! My mond het oop. Ek het gaan soek op die internet, wat is die antwoord vir wat ek daar gesê. Dit was in die vorige keer. Ek praat van daai wit en rooi geboue wat daar op is. En toe gaan kyk, en ek praat met my sending. Dit is 'n Afrika independentistiese godsdienst. Dit is eintlik 'n ou Afrika tradisionele godsdienst. Met ander woorde, hierdie mense doen so 'n bietjie van die Christelike godsdienst en die ou Afrika godsdienst. Miljoene! Daai gebou is geweldig. Gaan kyk, hoe kan dit wees dat daar soveel miljoene mense ewe skielik daar by mekaar kom in Suid-Afrika? Ek wil vir jou sê, dit lyk soos die ZCC, wat dieselfde tipe ding is. En hy sê toe uiteindelik vir my sending, yes, dis hier. Jy roep die mense, jy sê vir hulle, kom hier so. Kom hier so dat ek julle gesond met, dat ek julle gesond maak. Ek glo dat God maak mense gesond. Dus skiet dit my te binne, want ek het hierdie ding al gesien hier op Heilbron in 'n Afrikaanse kerk. Kom ek bid vir julle, maak toe julle oë. Kom ek bid vir julle, wat ek kan aanvoel hier is siek mense. En as jy daar gaan uitloop, en jy het geglo, dis die voorwaarde, dan gaan jy gesond wees. Ons sal hier moet aanbid. Dis hoe jy mense kry, om te kom, en te kom in getale. My broer en suster, dink 'n bietjie mooi oor hierdie ding. Oor wie gaan dit? Dis weer, ek wil gesond wees na my liggaam. Dis wat ek wil hê. En ek wil hê God moet dit nou doen. Ek wil 'n resultaat sien. Iets moet gebeur. Mense hou daar. Die evangelie gaan in die eerste plek oor jou siel. Dit gaan ook oor jou liggaam. Dat predikers hulle daarby bepaal om mense werklik te red en nie om kerke vol te maak sodat hulle sakke kan swel. As geen besigheid in Suid-Afrika soos die besigheid van kerkwees. Soos die besigheid van godsdienst, jy moet geen illusie daaroor hê nie. Jy kan gaan lees oor daardie gebou wat daar by Heidelberg opgerig is. Dis nie die eerste nie, en ek wil vir julle sê, dis nie die laaste nie, en die politici in Suid-Afrika is mal oor daai tipe van. Jy gaan hulle daar kry. Daar werf hulle, as daai geestelike leier vir hulle opstaan, daar werf hulle miljoene stem. Ons moet God veral in die tye dien van benoudheid. Ek het hier 'n klompie kategorieë van mense wat vir hulle self sê, hoekom hulle God nie sal dien nie. Ek gaan hulle maar net noem, dit is die dwaas van Psalm 14, wat uiteindelik sê, dat hy sal sê in sy hart, daar is geen God nie. Daar God is nie, hoekom moet ek kom dien. Daar is die hypergodsdienstiges wat dink dat hulle God dien, maar God is nie vrymagtig nie, hy is nie soewerein nie. Hulle voel, uiteindelik maak hulle maar vir hulle afgod wat hulle van hou. Hulle dien God
wat hulle vir hulle self gemaak het op 'n manier wat hulle daarvan hou. Daar's nie 'n groot verskil tussen hulle en die ou wat sê daar is geen God nie. En die ander moontlikheid is, daar is mense wat voel, ek is nie goed genoeg om God te dien. Dit is nie waaroor dit gaan in die Christelike godsdienst nie, want God maak ons wie ons is. Daar is nog ander moontlikhede, is ek baie seker. Maar ek kon nou nog een dink, en dis die mense wie se lewens so vol is, wat so besig is, wat so op en af hardloop, het net nie tyd om by God uit te kom nie. Staan vroeër op. Kyk na daai dagboek van jou, doen iets aan hom. Maar kom by God uit. Die Bybel sê, ons moet nie dwaas wees nie. Ons kry die opdrag van God, vers 14, offer dank aan God. Dis 'n opdrag, dis in die imperatief. Betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. Ek moet net luister en ek moet dit gehoorsaam. Moenie dink dat jy hemel toe gaan omdat jy in die kerk is nie. Meer mense gaan verlore op daardie manier, omdat hulle dink, omdat hulle in die kerk is, as wat daar mense buitekant die kerk is wat verlore gaan. Moenie dink omdat jy hier sit en na hierdie preek luister, is jou saak met God outomaties reg nie. Ek sê weer eens, meer mense gaan verlore in die kerk as buite die kerk. Deesdae in Suid-Afrika is die probleem, dit wat verkondig word in die kerk is nie eens meer wat God sê. Dit is wat mense sê, wat mense wil hê, wat mense graag wil hoor. Daar is dan mense wat openlik reguit vir amptdraer sê, ek gaan dit nie doen nie. Wie die amptdraer na jou toe gestuur? Matteus hoofstuk 21 is die gelykenis van die twee seuns in die wingerd. Die pa gaan na die een seun toe en hy sê, gaan werk op my wingerd. En hy sê, ek gaan dit nie doen nie. Hy gaan na die tweede seun toe en hy sê, ek sal gaan pa, en hy gaan nie. En die Here Jesus vra, sê julle vir my, wie het gedoen wat sy pa wou gehad het? Want die oudste een wat gesê het, ek gaan dit nie doen nie, het sleg gevoel en toe het hy gegaan. En toe het hy daar gaan werk. Weet julle wat is die punt van daai gelykenis? Die punt is, hierdie mense het na Johannes die Doper geluister, hulle het hom gehaat, het vir hulle gepreek, en hulle het gedink, hulle is in die kerk en hulle is gered, en nou kom die Here en hy sê vir hulle, die tollenaars en die hoere gaan voor julle die koninkryk van die hemel ingaan. Want hulle het geluister na Johannes, en hulle het tot bekering gekom, hulle het omgedraai, en hulle het God werklik begin dien, en julle wat dink, julle is in die kerk, en julle dien God, julle dien hom nie, julle gaan verloor gaan. Dis die punt van daardie gelykenis. Maar let daarop, dit begin by werklike berou oor jou sonde. Begin daarby dat jy sê, Here, ek het 'n tyd in my lewe my eie kop gevolg en ek het U gedien soos wat ek dit wil doen, maar ek stop nou daarmee en ek kry dit in orde in my lewe, en van nou af gaan ek U dien, in die goeie tye, maar veral ook in die slegte tye. Die Here kom met 'n wonderlike belofte oor daai slegte tye en hy sê, roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Dien my as dit met jou sleg gaan en jy sal sien. Moses het nie gedink, hy is die regte een om die volk te lei nie, hy het so minderwaardig gevoel, hy het soms so moedeloos geraak met hierdie mense, maar Moses het God bly dien. Moses is hierdie reuse Ou Testamentiese figuur. Naomi verloor haar man, sy verloor haar oudste seun, sy verloor haar tweede seun, haar een skoondogter gaan terug, sy hou een skoondogter oor, sy bly God dien, sy is brandarm, sy red 'n skoondogter, sy bly God dien. Job, we dink aan Job. Hy het alles verloor. Sy kinders, sy vrou draai teen hom, sy probeer hom en sy geloof tot 'n val bring. Job worstel met God, maar Job bly God dien. Dawid verloor kinders, hulle sterf, hulle draai teen hom, hulle probeer hom doodmaak. Hy skryf die wonderlikste psalms, waar hy God bly dien onder daardie omstandighede. Paulus gee in 2 Korintiërs hoofstuk 11
'n lang lys, hy praat van sy gevangenskap. Hy sê hy is 5 maal 39 houe geslaan. Weet jy hoekom het hulle in die 40 houe geslaan? Die 40ste hou het hulle uitgewerk. Gewoonlik sterf daai persoon. Hy is 5 maal 39 houe geslaan. Nie 1 keer nie, 5 maal. 3 maal met stokke, 1 maal is 'n gestenig, 3 maal skibbeer breek gery. Nag en dag het ek op die diep water deurgebring, dikwels gereis, gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van my volk, gevare van heidene, gevare in die stad, gevare in die woestyn, gevare op die see, gevare onder valse broers. Arbeid en moeite, slapelose nagte, honger en dors, koue, naaktheid, daaglikse bekommernisse. Gaan lees 2 Korintiërs 11. En wat doen Paulus? Hy bly die Here in benoudheid dien. Hy bly die Here in benoudheid dien. As 'n huweliksmaat by jou bly as jy siek word, dan weet jy daai huweliksmaat het jou regtig baie lief. Daai huweliksmaat jou bly bystaan deur alles heen, dan weet jy daai huweliksmaat het jou lief. Die wêreld hou ons dop om te sien hoe reageer ons wanneer dit met ons sleg gaan. Want ons moet kragtige magnete wees wat hierdie mense na God toe aantrek. Dink weer aan die gehoorsaamheid van ons Here Jesus, van Getsemane tot aan die kruis op Golgotha, wat hom onderwerp aan die wil van ons hemelse Vader. Dit is belangrik, broer en suster, dat ons hierdie stukkie van die leer vasmaak. Wat is die samevatting van die Bybel? Ek gaan jou gou help. 4 woorde. Nou, 4 begripbepare, wat ek so sê. Ou Testament, Nuwe Testament. Wet en evangelie. O, dit het ek alweer dit gesê. Wet en evangelie. Wet en evangelie is nie 2 verskillende dinge. Mense verstaan Paulus verkeerd wanneer hulle Galasiërs lees. Dis wet en evangelie. Gaan kyk 'n bietjie na die geïntegreerde preek van ons Here Jesus Christus, waar sy teks die wet is. Dis die Ou Testament. Die Nuwe Testament, die evangelie. Die boodskap bly dieselfde. Hoekom het God die wet gegee? Hoekom is die wet in ons eredienste? Dood eenvoudig, want die wet moet gehoorsaam word. Hy sê, jy en ek is die kind, ons moet luister. Ons moet gehoorsaam. Dis hoe hy gedien wil word. Die valse leraar sê, nee, raak ons slaaf van die wet, sodat elkeen kan doen wat hy wil. So jy kry nou Sondag Christene, maar Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag heidene, Saterdag ook heidene. Sondag weer Christen. Dit is soos die aantrek van jou kerkklere. Jy is nie meer Christen as jy dit uitgetrek het. As jy dit aantrek, is jy weer Christen. Dis wat mense doen. Dis hoe hulle leef. Die Here sê vir hierdie mense, hy noem dit mos hier. Hy sê, kyk wat maak julle. Julle bring offer daar by die tempel, maar as julle 'n dief sien, dan werk julle saam met hom. Julle steel saam met hom. Julle mond is vol boosheid. Julle beskimp mekaar. Julle skinder oor mekaar. Dit is vers 20. Dan sê hy, dink julle ek moet hieroor stil bly? Julle dink ek is soos julle. Julle dink ek is soos 'n mens. Ek is nie soos 'n mens nie. Geliefde broer en suster, hou op met valse godsdienst, met meganiese godsdienst. Kom by die punt dat jy God werklik dien soos wat jy moet. Dan kyk 'n bietjie na Jakobus hoofstuk 2 vanmiddag. Wat sê die Here is ware geloof? Ware geloof is die geloof wat jy doen wat die Here vir jou sê. Psalm 50 eindig, ek sluit af. Ek moet afsluit. Psalm 50 eindig met die Here wat sê, moenie laat ek kom en verskeer nie. Laat ek na jou toe kom as 'n God wat aan jou genade bewys, as 'n God wat aan jou heil skenk, as 'n God wat my liefde vir jou gee. Moenie dink ek kom na hierdie wêreld toe, daar is nie 'n liewe Jesus nie. Daar is 'n stuk uitgedinkte teologie. Daar is die Here Jesus. Hy is terselfdertyd ook die een deur wie daar geoordeel word.
Hy is die Here wat gedien en geëer word. Dis ook vir daardie teologie. Want daardie teologie sê, God doen niks. God gaan niks doen. Want hy is 'n God van liefde. Dis soos die kind. Ek het gesien, dink maar die kind het nou, ek weet nie vir wat hy met sy uitgevat nie. Ek glo sy het vir hom gesê, jy moet nou stil sit in die kerk. Jy het nie geluister nie. Dis goed dat sy dit gedoen het. Dis reg dat sy dit gedoen het. Jy kan nie die hele tyd vir 'n kind sê, ek gaan vir jou voeder en jy doen dit. Maar jy sien, mense werk ook so. Hulle dink God sê, ek gaan na jou toe kom en ek gaan verskeer. Hulle doen iets verkeerd en niks het gebeur nie. Dan sê hulle vir hulle self, hier gaan nie iets gebeur nie. Hier gaan nie iets gebeur nie. Die Here het nog nie gekom nie. Hy gaan kom. Nie daai fout maak nie. Vra dit vir daai klein seentjie, hy weet. Jy moet luister. God sê ons is die kinders. Hy sê vir ons wat ons moet doen. En ons moet ons lewe die vir eens en vir altyd in orde hê. Laaste vraagie. Wat wil God hê? Baie eenvoudig. Wat wil God hê? Soek hy jou offers? Nee. God soek jou hart. Dis wat hy sê. Samuel sê vir Saul, daar waar hy offers bring, maar kyk, is net offers. Dan kom Samuel by hom en hy sê vir Saul, het die Here behaag brandoffers 1 Samuel hoofstuk 15 en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme. Jy moet begin besef, Saul, jou lewe is op die spel, jy moet luister na wat God vir jou sê. Hoeveel keer moet ek vir jou sê, dit gaan nie oor offers nie. Wat wil God hê? Nie offers nie. Hy soek jou hart. Die Here Jesus sê in Matteus 22, as hy die wet saamvat, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Soek God jou check. God soek jou check. Hou jou check. Hou jou check. As jy nie jou hart kan gee, hou jou check. Moenie hier wees vir die verkeerde rede nie. Moenie maak soos die Fariseer gemaak het in die gelykenis. O Here, ek is fantasties. Ek doen dit, en ek gee dit, en ek presteer dit. Dit is wie ek is. Wees soos die tollenaar, wees soos 'n kind, buig voor hom, dien hom. God soek jou hart. Amen. Ons Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie vir die liefde en die genade. Dankie dat die woord Sondag na Sondag laat verkondig. Vergewe die swakheid ook in die boodskap wat gekom het weens 'n mens wat die woord moet bring. Maar gee dat die woord met krag en duidelikheid deur die Heilige Gees in ons lewe voortgedra sal word. Gee dat ons U werklik sal dien soos wat U gedien moet word en wat U gedien wil word. Dat ons sal ophou met eie willige godsdiens en dat ons U nie sal ernstig opneem nie. Gee dat ons warm sal wees en nie koud of lou nie. Gee dat ons nie net offer sal bring nie, maar dat ons werklik ons harte aan U sal gee. Ons bid ons gebed in die Seun se naam. Amen. Daar is geleentheid, broers en susters, vir die diens van barmhartigheid.
Ons sluit af, broeder en suster, met Psalm 48 vers 4 en 5. Ek sal vir julle wys as jy kan opstaan. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.